13 tot 19 Junie, aan sy se eervolle vermelding, prosa stuk. Spakie se Vadersdag, geskryf deur Henny de Tooy. Soos elke ander oggend die afgelope 6 jaar, word Spakie wakker onder sy vuil kombers. Hy kry die geur van varkworsies en gebakte eier en die geur van vars koffie. So sit uit die woonstelblok naby hom, na sy kant toe kom. Hy smag so om deel te kan hê daaraan, maar dis net 'n droom. Vir 6 jaar lank al word hy elke oggend as straatslaper wakker. Genadiglik het niemand hom nog uit hierdie skuiling langs die asdromme by die parkie weggejaag nie. Johannes Albertus, so is hy gedoop, maar uit die aard van sy werk as elektriesien is hy Spakie gedoop. Maar Spakie het nie meer Spaak nie. Die tragiese motorongeluk waarin sy vrou en enigste dogter dood is, het sy Spaak verloor. Ook in sy werk, en hy word afgedank. Toe gebeur dinge vinnig. Hy moes kar verkoop, blyplek prysgee en afskaal om te kan bly oorleef. Maar 'n mens kan net afskaal tot 'n sekere punt. Nou hou hy hom maar besig om die parkie skoon te hou, uit sy eie. En so af en toe sal een van die kinders met hom 'n gesprekkie kom aanknoop. Aanvanklik het ouers hulle van hom probeer weghou, maar het later meer toegeeflik geraak. Veral een spesifieke seun, Josef. Josef het nooit 'n pa geken nie. Nadat sy ma op 15-jarige leeftyd uitgevind het, sy is swanger, het hy soos mis voor die son verdwyn. En familie het haar nie juis ondersteun nie. Baby moes maar uitspring en begin werk, soms lang ure, en het hard beklei om haar seun te behou. Josef het gereeld in die parkie gaan speel, want Baby het van vroegoggend tot baie laat middag gewerk om die pot aan die kook te bly hou. En die 10-jarige Josef het sy tyd in die parkie verwyl, en so het hy oom Spakie ontmoet, en hulle het vriende geraak. Mettertyd het van Josef se vriende ook vrymoedig met hom begin kuier. Oom, my ma sê oom moet kom koffie drink. Spakie kyk op in Josef se vriendelike gesig. Trane blink in sy Spakie se oë. Dankie seun, maar ek kan nie. Kyk hoe lyk ek. Ek is vuil, ek stink. Ek kan nie so na julle toe gaan nie. Maar Josef laat hom nie van stryd bring nie. En na 'n paar minute willig Spakie in. Net omdat jy so aanhou, seun. Bang en onseker stap hy saam met Josef huis toe. Tuis is daar egter niemand nie. Josef glimlag en begelei hom na een van die kamers. Op die bed lê 'n nuwe stel klere, onderklere en toiletware. Dis vir oom. Kom ek wys oom waar is die badkamer. Spakie voel oorweldig en trane vloei vrylik. Ek kan nie seun, dis vir oom gekoop. Ek en my ma en 'n paar vriende. Oom kan nie nee sê nie. Vat oom se tyd. Ek wag in die sitkamer. Voordat Spakie kan reageer, verlaat Josef die vertrek. En 'n halfuur later bekyk Spakie homself in die spieël. Hy raak aangedaan. Hoe lank gelede jy so goed gelyk. In die sitkamer kry hy nog 'n verrassing. Daar sit Josef, sy ma, 3 ander seuns en hulle maas. In die middel van die vertrek
staan 'n tafel met die lekkerste eetgoed. Happy Father's Day! Skree almal gelyk en weer blink die trane in Spaakie se oë. Dis om dankie te sê vir jou vriendelikheid en liefde teenoor my seun. Die eerste maal in 7 jaar wat Spaakie Vadersdag vier. Terwyl hulle eet en koffie drink, begin Josef praat. Oom, gaan oom omgee as 'n oompaa noem? En so word Vadersdag nie net vir Spaakie nie, maar ook vir Josef spesiaal.